Goeiemôre, good morning en baie welkom by nog 'n opwindende oggend hier saam met ons. Ja, nee, kyk Pieter, vandag is 'n baie spesiale dag, want dit is Wêreld Vegetariërdag. Ek tog dit is die maand Oktober of so iets. Dit ook. Okay. Al singende, al springende. Om Wêreld Vegetariërdag te vier, het ek en Elsa gisteraand gesloof om vir jou iets te maak vir Ja. ontbyt. So Pieter, hier is vir jou 'n Waar kom dit ietsie. in? Hier is dit nou. Nee, dit wel. Dankie. Maar dankie, julle het hard gewerk. Dankie. Ja. Lekker. Ons het Jy begin jou oggend baie gesond, hè? Vegetariërdag. What's up, doc? Ja. Ja. Nou, terwyl Pieter aan sy wortel smil, gaan ek julle vertel waarna julle kan uitsien in vandag se episode. Ons bespreek die nuutste tendense in matriekafskeidmodus. Arnold gesels met die driekamp kampioen Henry Skuman en die aktrise Sandy Schultz kom kuier by ons. Die Kanadese musiekster Jamie Fine kom maak 'n draai en Vrede kom sorg vir 'n bietjie musiek. Daar's dit en 'n paar ander verrassings, maar eers is dit tyd vir die hoogtepunt van ons oggendpraatjies. Hoe lekker vullend is ek nou na hierdie wortel. lekker. Ek voel vars. Doen Regtig. jy? Dis baie lekker proom. Dis heerlik, né? Luister dames, dra julle wol? Ja. Dra jy? Ja. Waarvan word wol gemaak? Vertel ons. Wol is 'n natuurlike produk Ja. en dit Jy moet is dit nou aan ons kommunikeer soos wat Google dit sal doen, hè? Ek verwag niks minder nie. hierdie is die Suid-Afrikaanse na 12 in die aand Google. Ja. Dis blerry nice. Maar hoekom ek vra is, né? Daar het 'n baie interessante, maar ek moet my bril opsit vir hierdie. Ja. Ja. Daar het 'n harige situasie ontaard na forensiese toetse uitgevoer is op klere wat verkoop word by 'n kleremark in Victoria, Australië. Die toetse het onthul dat kinderbaadjies as skaapwol bemark van kat en haarpels gemaak is, terwyl ander bykomstighede soos beanies wat as sogenaamde sintetiese materiaal verkoop is, jakkals en wasbeerpels bevat. Een van die betrokke produkte is onder die bekende handelsmerk Suttons UGG verkoop, wat later erken het dat daar fout met etikette was. Diereregte groepe en die Animal Justice Party het na hierdie onthullings opnuut 'n algehele verbod op pelsverkope in die staat geëis. Dit volg ondanks Australië se verbod op die invoer en uitvoer van kat- en hondepels wat al sedert 2004 in werking is. Volgens Emma Hackinson van Collective Fashion Justice sou die meeste Australiërs geskok wees as hulle moes uitvind dat hulle per ongeluk klere uit katpels kan koop terwyl hulle self 'n kat as 'n troeteldier het. Hoe's daai nou? Elsa. Ja. Dink jy dis bedoel- regtig 'n fout met die etikette? Ja, maar dit maak my bekommerd om te dink dat mense dink hulle kan wegkom met so iets, jy weet. Dis nie veronderstel om te gebeur nie. Kom ons hou dan maar liewer by skaapwol, jy weet, en nie die wollaar stories nie, soos wat ek hierdie sou etiketeer. Maar ek dink dit is vir my, dis verskriklik sleg om te verneem dat so iets aan die gang is, want en veral 'n plek soos Australië, ja, jy weet. I do think that companies have a responsibility to sell what is on the label. Yeah. Yep. If I am buying something as a wool product, I'm not expecting it to be made out of fox hair or Glad a nie. cat or something else. Want dit is oneties. Ja. Wel, dis glad nie 'n wollaar storie nie, maar ek is seker hy gaan nog lank die mense van Australië veral se kop laat kan. En ek moet sê die ding oor pelse is vir my ook 'n ding. Want ek meen wol, mense verstaan, ja. skape word geskeer en dis hoekom die wol, dit is daar. Maar pelse is 'n ander storie. Ek het nog nooit gedink hoekom sal ek nou 'n een of ander beerpels baadjie wil dra as 'n fashion statement of so iets nie. Maar die vraag bly dan, weet ons werklik wat ons koop? Ek sal liewer dat iets uit 'n kunsmatige materiaal gemaak is wat nie reg diere soos 'n wol is nie. Ek sal Stem liewer saam. dit verkies Ja. as en dit sê real Ja. wool than to be wearing wool and it's actually made out of something else that I Dis personally waar. have an ethical or moral issue with. Ja, definitief. Dis wat ek wou gesê het om by te voeg. Dit is oneties op meer as net een manier. En ek stem saam met Ross. Ek dink dit is 'n baie kontroversiële onderwerp. Baie. Na aanleiding van die feit dat sommige mense meen 'n mens kan 'n fashion statement maak Ja. met so iets, maar nee, ook nie vir my nie. So ek dink daar moet meer ondersoek ingestel word om seker te Kom ons hang hierdie jas in die kas tot later. Kom ons hang die jas in die kas. Dankie. Well, clearly there is a market for anything. Pieter,
what do you do? This is such an awkward question for me to be asking, but here we go. What do you do with your fingernail clippings? Wat 'n vraag? Did you ever think that at 6:05 in the morning on a random Wednesday, someone would be asking you this Ek doen question? niks daarmee nie. Ek staan mos nou en ek knip dit en dit val hier op die gras of iets of as ek dit knip oor 'n asblik, gooi dit weg. Gooi dit weg. Ja. Well, you may be missing a trick here. You might want to reconsider throwing them away. Fingernail clippings are now being sold in China as ingredients for traditional medicine used to treat conditions like tonsillitis and abdominal issues in children. Now, companies buy the clippings from schools, villages, and then they clean and they grind them into a powder for medicinal products. Because adults only grow about 100 grams of nails per year, only. Bear in mind, it says only. The demand is high and prices are steep. A woman in Hebei reportedly sells hers online for 150 yuan, which is basically about 600 rand, per kilogram, having collected them since childhood. Although nail polish and alternative ingredients had reduced the use of fingernails since the 1960s, they are now seeing a comeback in popularity. However, processors strictly reject toenails. Wat vertel jy ons nou? Ek kan nie. Die feit dat ek moes gesê het, they don't accept toenails, but they do accept fingernail clippings, which they grind into powder, because obviously it's like keratin and collagen and all of those things that, you know, I guess make your tonsillitis better or cure your abdominal issues. I just want to know who figured this out. Ja, ek weet. Who went and did the research to say, luister hierso, as jy nou jou vingernaels gaan knip, gaan ons vir jou 'n ietsie maak en dit gaan jou beter maak as jy enige mediese toestande het. Dit is insane. Was daai prentjie op die skerm soos nou 'n hoop van Nee, ek het nie eens gekyk nie. I was just like, ek is geskok. Kyk, ek gril ook vir min dingetjies in die lewe, maar hierdie enetjie is nou regtig een wat my 'n bietjie laat gril. En dan hoe lank, nê, as elke volwassene 100 gram per jaar groei, nê, in terme van jou naels. Hoe lank vat dit dan om 'n kilogram, Ja. 10 jaar? Ag nee man. Dan moet jy jou versamelingkie bymekaar maak. Elke keer. Hier is 'n bakkie naels. Kom, Pieter, kom. Kyk hoe mooi is my. Kyk, 1 gram, 2 gram, 3 gram nee. I think there's got to come a point where we actually say, can I just rather have tonsillitis? My vraag is, die mense wat naels kou het nou daarom 'n geleentheid om spoeg jou naels in 'n bakkie. Hou op, jy mors geld. Maar ek is seker van daai Fruit Loops of Cocoa Pops is nou heerlik. Nee. 'n Koppie koffie ook. Ek dink ons het almal nou genoeg gegril vir een oggend. Wat doen jy? Eet my Onthou, wortel. Hierdie gesprekke sal ook later op ons YouTube kanaal beskikbaar wees. Intussen kan jy ingeskakel bly want Arnold gesels binnekort met die Suid-Afrikaanse 3-kamp kampioen Henry Schoeman en dan wil ek jou ook daaraan herinner dat jy gerus 'n draai kan gaan maak op ons sosiale media platforms, want daar sal jy ook weer na oomblikke kan kyk soos dit wat ons nou net hier beleef het. Now is the time to build with a partner who is brave, committed, and hungry to help you. who thinks boldly and differently, leads with understanding, Guided by a team of exceptional minds displays the highest technical excellence, for whom flawless delivery is personal. and acts with total independence. Now is the time to build a lasting relationship with Bravura, To excel, to conquer that new plateau. to live, innovate, and succeed. Sukkel jy met vet? Tenace het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Tenace top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Tenace bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Tenace all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Tenace se stresvet nodig. Tenace werk regtig. SMS jou naam na 44021. Dis die glimlach wat bly, gaan hulle weg, leef verliefde steeds voort.
party soos dit hoort. Wanneer 'n geliefde heen gaan, behou ons nog altyd die liefde. Afbob, ons is hier vir jou. Hallo my skat, ek dink ek kom kyk hoe lyk 'n nuwe plek. Ai, ou mens sit so lank, ek maak gou vir ons tee. Waar? By Lotterspine glo ons dat almal verdien om tuis in hul huis te voel. Met 15 winkels landwyd bied ons 'n wye verskeidenheid kwaliteit dennehout meubels. En ons reeks rouhout meubels laat jou toe om jou eie stempel af te druk. Die tee is reg, liewe Denne. Lotterspine, ons is denners goed. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. As jy nou net by ons aangesluit het, welkom, goeiemôre, good morning. Ek is Arnold Geerts en vandag het ek die voorreg om met een van ons land se mees suksesvolle driekamp-atlete te gesels, Henry Schoeman, en hy is daar in KwaZulu-Natal. Henry, firstly, thanks so much for your time, really appreciate it, and I know that it's up early in the mornings, although that's what triathletes do. I think the first question obviously would be, what does Henry Schoeman do these days? What keeps you busy? Good morning, Arnold. Yeah, thank you for giving me a chance to chat to you. Look, this time of morning is actually late. I actually get up pretty early to get my swimming done in the mornings. What I'm up to is, just training as hard as I can, trying to get the best out of my body every day, still improving and trying to be the best in the world. I've had a lot of success in the past, but basically, like I said, I start the day with a swim in the pool with my swim squad, have some breakfast, go out on the bike, can be like a couple hours, and have some lunch, a little bit of rest, a little bit of work in between, admin, whatever, and a run and gym in the afternoon. And in between all of that, I got two little ones. I got a daughter that's 3.5 and a little boy that's also 1. So they also just keep me on my toes, which is awesome. As a marathon runner, I've always looked at you guys, triathletes, and thought you train even harder than what we do. It is a remarkable regimen, and then you work these blocks of yours as well. Just explain to our viewers how that works before we turn our attention to your Olympic medal. Look, we've got to balance 3 disciplines in triathlon. So we swim, cycle, and we run. It's a balancing act, but most of the times you're doing like 3-4 sessions a day, sometimes just 2, which, still seems a lot to some, but like for us, that's an easier day. In terms of blocks, I think what you mean is, in the beginning of the season, you got to actually put in a lot of mileage. You got to get in that endurance phase, that building your foundation blocks, and then you come into like a race season and you start increasing intensity, maybe a little bit less volume, and then it sharpens you up for the race day. I do want to take you back. You had great success in Cozumel, and I think you shocked a whole lot of people all those years back. We're almost a decade ago now. It's hard to believe. And then, of course, there was the Olympic medal, which we were all, I remember so well, screaming at the television set in the studio, cheering you on. What do you remember of that particular race and the medal win? Sorry, you're talking about Cozumel, right? No, Olympic Games. Rio. Okay, yeah. No, so Rio. Wow, that was
that was a life-changing moment. I mean, I just remember the week leading up to that race, and I was in like, it's my first Olympics, first of all. And, you know, I was not, I didn't know what to expect. Luckily, I had my brother who went to 2 Olympics before me. So I kind of like had a goal. I had an idea of what the Olympics was about, following my brother's footsteps. But, you know, when you're there, it's just so surreal. Like, you're in this atmosphere, this bubble of the Olympics with all the best athletes in the world from every discipline of sport. And you're at the pinnacle of sport in the world. And, you know, like, I'm there 5 days before the race, laying in bed sick. I didn't even think I was going to race, because here I spent most of my life preparing for sport and, you know, being the best on the day. And here I am sick, not being able to compete, or thinking I'm not being able to compete. But, you know, working with the doctors, and they're giving me the best meds to try and get better, going on antibiotics. And the night before the race, my fever cleared up. And I spoke to the doctor, and he said, okay, look, the fever's cleared up. You're welcome to give it a go, see how you feel. And I think that kind of like took a lot of pressure off beforehand. I was so focused on trying to get healthy rather than getting intimidated by all the athletes and game plans, tactics before the race, which does happen quite often, a lot, even in triathlon. And I was just focusing on myself. And when I was on the start line, I was like, you know, I've got nothing to lose. My first Olympics, I'm 22 years old. Let's just go and have some fun, you know? So when I started the race, I think I was in a good space. You know, it didn't all go to plan during the race. There was a point where when you're coming out of the water to the transition zone, you have to get on your helmet, take off your cap goggles, and take your bike and go. Now, when I was trying to get on my helmet, I was stumbling, and I took probably about 10, 15 extra seconds to get that on. And in triathlon, you've got to be quick. There's no second to lose. So I lost a lot of positions, and I had to spend the next 5Ks just redlining it. And when I say redlining it, is to try and get as far to the front as possible, because in Rio, there was a very steep hill, and the breakaway formed after that steep hill, and I was the last one to actually form onto that breakaway. And that was the make or break of that race, because that breakaway ended up 2.5 minutes ahead of the chase group. So the medals were going to come from that group. So that was a big point of that race, which I made happen. And then on the run, I didn't expect anything again. I just started running. I was like in 5th or 6th place. And I found myself like getting a little bit quicker. I started passing one guy, another guy, and then I found, okay, well, there's 3rd place right in front of me. Let's nudge it a little bit. So I passed Vincent Louis, got into 3rd, and you know, that was at about 2.5. I'm afraid we've unfortunately run out of time. I hate to do this to you. I would have loved to have heard the end of that. Maar bly in elk geval net waar jy is, want net hierna bespreek Rosanne matriek afskeidmodus. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig.
Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Ready to ride into the future? Let's roll into a world of fun, adventure and innovation with your trusted partner iGlide. Discover the thrill of electric mobility. Whether you're cruising down the streets or powering up playtime, we've got the perfect ride for every adventure. We offer a variety for young and old with top-class after-service. Why wait to experience the ride of your life? Visit us at iglide.co.za and power up your adventure. Your perfect ride is just one click away. Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Kan julle glo dit is al Oktober? Dit beteken baie van ons matrieks het net een groot aand oor om na uit te sien vir die eindeksamen. Dit is die matriekafskeid. Vandag bespreek ek matriekafskeidmode saam met Mirsha van der Walt van House of Superior Clothing. Baie welkom by Goeiemôre, Good Morning, Mirsha. Lekker om jou te sien. Baie dankie, Rosalie. Kan jy vir ons vertel hoe House of Superior Clothing begin het? Ek het jare terug begin met die klere, want ek het 'n behoefte gehad om mense aan te trek. So het dit uiteindelik uit nood begin. Ek het 1993, toe my kinders klein was, toe besluit ek gaan entrepreneur word. En toe het ek begin met klere op vloeimarkte. So het dit later geeskaleer in 1998, het ek toe besluit om nou 'n vaste eiendom te kry van waaraf ek kan operate. En waarop ek kan uitwerk, en dit was in Linwoodweg 203 in Brooklyn, en ek is nog steeds daar na 27 jaar. Dit is ongelooflik. Mirsha, hoe sien jy die matriekafskeidmodus hierdie jaar spesifiek? Is daar enige tendense wat jy sien uitpop, of is dit maar nou redelik dieselfde? Deur die jare het ek agtergekom, die style bly redelik dieselfde. Maar daar is 'n paar reekse wat uitpop, en dit is, hierdie jaar was dit byvoorbeeld die valle, ook met prints en blomme, en dit is beautiful, en ek sê altyd vir die meisies, want baie van die meisies het maar baie dieselfde idees, so niks is meer nie reg nie, daar's nie 'n rok wat nie reg is nie, so jy kry maar jou balrokke, jy kry jou nou sluitende rokke, jy kry maar jou bling met plein onder, en dan baie kinders sal vir jou sê, ek wil 'n rokkie wat net val, en dit beteken hy moet sag wees onder en gemaklik wees, klassiek. So baie van die meisies gaan spesifiek vir die klassieke reeks, maar daar's ook na die uitpoppers soos die valle wat beautiful is, en dit is ook in vir volgende jaar sterk. Sien jy dat die meisies nou meer hulle rokke hier, of is dit meer hulle koop dit en hulle gaan dit vir ewig hou? Meeste koop maar. Ons het begin met huur opsie ook, maar weet jy kan altyd terugkyk. Ek sê, dit is so spesiale tyd in jou lewe. En mens mors geld op ander maniere. So ek voel om eendag uit te staan en terug te kyk en so spesiaal te voel en te lyk. Is net een keer 18 en een keer 'n matriek. Dit is regtig so, nee. Nou Jenna en ons ander model, wat is jou naam? Shadai, julle lyk pragtig. Kan jy vir my 'n bietjie vertel oor die style van hierdie twee rokke? So Jenna het 'n nou passende rok aan. Dis 'n baie plain voorkoms, maar dis 'n rok wat jy weer kan dra. Met 'n slit ook, sy het nou vir ons gewys. Ja. Angelina Jolie oomlik daar, love it Jenna. Ja, so en blou is baie gewild. Dis nogal 'n goeie kleur waarmee baie van die meisies identifiseer. Jy kry nou natuurlik alle vorms van blou. Maar ja, dit is 'n rok wat hulle weer kan dra en dis gemaklik. Ja, en die kinders hou nogal van die styl. Jy kan natuurlik hom nou verander met 'n basteerbooste. Ook met plein onder wat dieselfde voorkoms het aan die onderkant, of hy kan dan die wyer voorkoms onder hê. So jy kry maar jou deursigtige, jy weet, look soos wat Jedi nou ook aan het. Kan jy so 'n bietjie omdraai, Jenna, laat ons die agter van die rok ook sien. So daai crossover is
baie gewild. Ek het amper oor die 30 jaar terug gematrikuleer. Is dit 30 jaar? Nee, 25 jaar. En ek het ook so 'n crossover ding. Ek dink dit is so interessant. Ja, dit sal altyd inbly. Dit is ook vir volgende jaar weer 'n wenner. Ja. Party van die meisies wil die rug meer oop hê. Dan kan jy minder jy weet lussies agter sit en dit meer oop maak. Ja. En dit bietjie laer aan die onderkant ook maak. So ons gaan maar volgens die behoefte van die meisies. Ja. Wat So werk. sy rok, vertel ons bietjie daarvan. So die basteerlook bo is baie gewild. Ja. So hy het nou die kant met bietjie van die bling bo op. So jy kan dit meer deursigtig maak, jy kan dit met meer bling bo maak. En jy kan aan die onderkant kan jy dan blomme doen. Hare is nou meer die tulle wat nie te wyd is nie, want party sê hulle wil nie te wyd gaan nie. Ja, maar die look hierdie is ook nie te wyd deesdae nie. Ja, hierdie rok lyk ook asof hy mooi kan beweeg sodat jy jou fairy princess oomblik kan hê. Ja, dit voel so. Ek het my fairy princess. Kan jy 'n bietjie omdraai sodat ons kan sien hoe dit agter lyk? So mooi. Ja, so haar het nou nie die oop look agter nie, maar ons doen ook verstellings. Ons het 'n verstelling ontwerper kan jy maar sê. Soos ons vat 'n bestaande rok en dan verander ons hom in wat jy nou wou hê wat dit bietjie meer uniek vir jou maak. So dis 'n nuwe konsep wat ons ingebring het wat net eenvoudig werk. Ja, en daai coral kleur is ook baie gewild op die oomblik, né, Misha? Ja, die kinders hou ook van die meer helder kleure. Want dit is gewild. Ja. Jy weet jou helder kleure is vir volgende seisoen ook weer baie in. Hoe lank voor my matriekafskeid moet ek nou my afspraak maak by House of Superior Clothing? Nou kyk, deur die jare het ek ondervind dat die kinders soms begin baie vroeg. Party kies al hulle rokke in Januarie. Ja. Want hulle het veral die kinders wat baie sportief is en wat baie besig is. So hulle wil dit afhandel. En dan kry jy nou meer Maart, April wat hulle meer inkom. En dan kry jy party wat letterlik 2 maande voor die tyd besluit. Maar solank jy weet wat jou idee is, jy weet en jy weet wat jy in gedagte het, dan is dit 'n baie maklike proses. En dan soms kan jy soos dalk aan die begin van die jaar hou jy dalk van iets en dit is ongelooflik mooi vir jou en dan hier teen Junie dan dink jy dalk, miskien moet ek in 'n ander rigting gaan. Gebeur dit of is dit heeltemal nou 'n idee en dit is alles stiek by dit? Gewoonlik stiek hulle by dit. Maar jy kry jou uitskieters wat en ek sê altyd jy's altyd welkom om te kom ruil. Behalwe as jy nou rok laat maak. 'n Rok laat maak is heeltemal 'n ander proses. En die kinders is altyd gelukkig wat 'n rok laat maak want dit is volgens 'n spesifieke konsep. Ja. Maar jy is enige tyd welkom om dit later te kom ruil, maar ek moet sê hierdie jare dis minder as 10% wat dit doen. Ja. Misha, vir ons kykers op buite wat graag nie eers net 'n matriekafskeidrok nie, maar enige tipe rok wil kry of 'n konsultasie wil maak, hoe kan hulle jou kontak net ter afsluiting? Ons is op ons webwerf www.superior clothing en ons het daar 'n gedeelte wat jy dan 'n afspraak direk kan maak en vir ons vertel wat jy in gedagte het en dan kan jy ons kom sien en ons begin die proses. Dit is eintlik baie maklik. Baie dankie Misha en Jenna en Shadai. Daar het jy dit. Bly ingeskakel. Ons is net hierna terug op Goeiemôre, Good Morning. For almost a century, Stiebel Ultron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Ultron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover, and maintenance. Stiebel Ultron, comfort through technology. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency.
At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventures and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. Welkom terug. Dit is nou tyd om jou geldsaake te bespreek en vandag bespreek ons die aandelebeurs met ons eie minister van Finansies, Thys van Sail. Welkom terug, Thys. Elsa, met soos vir dis die 99ste episode, jy weet, en ek is op 99.9. Ek het so aangeneem, Thys, of afgelei, so ons is baie dankbaar dat jy baie meer tyd maak vir ons deesdae. Ek dink is na aanleiding van wat ek so week of wat terug gesê het, nou vir jy skuldig. Goed, hoe het die JSE gevaar oor die laaste 5 jaar teenoor die laaste jaar tot op datum? Ek dink also wat dit nog baie interessant maak is dat die JSE het nog die ligte uitgeskiet en ons is nou weer so 2 dae terug gesien dat ons die rekorde weer gelig het, jy weet, ons gesluit het op 107,000 basispunte, jy weet, so weer vir die laaste 52 weke. So dit lyk baie goed, maar daar's 'n paar rooi ligte wat wel sy kop uitsteek waar ons nou 'n bietjie gaan gesels, maar ek dink oor die algemeen as ons byvoorbeeld gaan kyk net na die top 40 jaar tot datum so wat 33,92% se opbrengste gelei, en as jy kyk oor die laaste 5 jaar saamgestel is ongeveer so 101%. So as mense ook gaan kyk, jy weet, na hulpbronne top 10 is natuurlik die uitskieter van die aandele. Hy jaar tot datum is ongeveer so 116%. Maar nou moet jy net gou daar stop, want byvoorbeeld jou top 40 het ongeveer 33% se opbrengste gehad, maar jou hulpbronne top 10 is ongeveer 116%. So jou stimulasie kom van jou hulpbronne top 10 af, meer as wat jou ander tipe van sektore en pilare dit laat ondersteun. As jy byvoorbeeld dan daarna gaan kyk soos jou finansiële 15 aandele, jaar tot datum maar 2,75%. Jy weet teenoor jou hulpbronne top 10 en natuurlik jou top 40 oor die algemeen. Maar dan ook dan nou oor die laaste 5 jaar saamgestel, is jou wat so 'n finansiële top 15 aandele 108% weer. Okay, as 'n mens dan gaan kyk na small cap aandele, is dit natuurlik oor die laaste jaar tot datum, gaan kyk na omtrent 4,19%, dit is so laag as dit, maar ook oor die laaste 5 jaar 159%. So daar's 'n enorme tipe van groei wat op die JSE plaasgevind het oor die laaste 5 jaar saamgestel, maar die jaar tot datum, so met ander woorde Januarie tot en met nou, is dit baie stadiger as wat afhanklik sou gedink het of voor gehoop het. Dit is asof hy 'n bietjie spoed begin verloor so stelselmatig. Nou iets wat altyd interessant is om dop te hou is die verskillende sektore. So watter sektore het uitgestaan? As ons byvoorbeeld dan nou gaan kyk na die hulpbronne, dis maar basies, jy weet, jou goud aandeel in maatskappye, jou basies, jy weet, platinum, jou koper, jy weet, jou kom ons sê maar jou skaarse metale. So daai aandele het uitstekend gedoen. As jy byvoorbeeld dan nou net byvoorbeeld Impala Platinum gaan uitwys, ongeveer 153% plus. En as jy byvoorbeeld ook gaan kyk na ek het hom hierso neergeskryf, ek het dit gou weer lees myself, okay. Som nou kry. Plek. Soos byvoorbeeld as jy gaan kyk daai aandele van jou hulpbronne top 10, daai aandele het almal effektieflik in die laaste jaar tot datum hardloop by aandele so tussen 70 tot 150% se groei. Nou jou probleem is die JSE word geprys op volume. So met ander woorde, soos wat hy groei is as gevolg van volume. Nou die volume wat geplaas word kom natuurlik, jy weet, van stimulasie van, kom ons sê, koop van daai aandele. En as 'n mens byvoorbeeld ook nou gaan kyk, die ding wat ook natuurlik
uitskiet is goud. Ons gaan na goudprys toe van plus $4,000 per fyn ons. En platinum het homself ook verdubbel in prys, jy weet in die laaste jaar. So daar's 'n klompie elemente wat 'n rol speel as gevolg van volatiliteit wat in die wêreld ontstaan en daai aandele kry basies nou daai stimulasie en ek dink ja dit is eintlik nogal hoogliggend. Goed, wat behels die top 40? Hoe het dit gevaar en is daar enige rooi vlaggies? Ja, as jy byvoorbeeld nou gaan kyk, jy weet daar klein en groot handel aandele, soos byvoorbeeld Shoprite, Bidvest en Clicks, net om gou-gou 3 te gaan verwys wat op die top 40 is. Ja. So oor die laaste 5 jaar, byvoorbeeld Shoprite het ongeveer so 90% gedoen. Okay. So as jy kyk, Bidvest ongeveer 55, Clicks ongeveer so 60%. Maar as jy mens gaan kyk jaar tot datum, Shoprite byvoorbeeld in die rooi 6%, Bidvest in die rooi 19% en Clicks in die rooi 4,8%. So maar dan kry jy weer telekommunikasie, soos byvoorbeeld 'n goeie voorbeeld is tussen Vodacom en MTN. So Vodacom oor die laaste 5 jaar maar 6% opbrengste gehad, maar oor die laaste jaar 30%, MTN 50% oor die laaste jaar, maar 140% oor die laaste 5 jaar. So selfs hierdie ou maatskappye wat mense wil gebruik as 'n ou maatskappy nie, maar hierdie maatskappy het nog steeds substansiële tipe van groei wat nog steeds kan uitbrei. En ek dink ja, dit is baie effektief. En dan as ou byvoorbeeld dan na finansiële aandele gaan kyk ook op die top 40, Capitec, Discovery, Outsurance, Capitec omtrent nog steeds 12% jaar tot datum, maar 250% se groei in die laaste 5 jaar. So met ander woorde, Outsurance selfde, 8% in die groen, maar 350% oor die laaste 5 jaar. So daai mandjie is definitief daar wat jou definitief daai tipe van groeistimulant kan gee. Maar jy gaan die regte adviseur moet kry wat sy sout werd is, wat basies jy weet daai tipe van portefeuilles vir jou kan saamstel en dan daai groei te kan kom ons sê net maar te stimuleer in jou portefeulje. Ja. So eintlik wat ons sê is ja, as jy 'n Suid-Afrikaanse belegger is en jy verdubbel nie jou kapitaal ten minste elke 5 jaar nie. Elsa, dan is jy wraggies by die verkeerde adres. So eenvoudig is dit. En ek dink dit gebeur so maklik want 'n mens kan baie maklik verward raak, jy weet wanneer dit kom by hierdie belangrike kwessies. Goed, wat is die verskil tussen iets soos lang en korttermyn volatiliteit of wisselvalligheid? Ek dink volatiliteit en wisselvalligheid word nie altyd reg bespreek met 'n kliënt, veral as hulle byvoorbeeld hulle ontledings doen en sê okay, maar wat is jou doelwit en jou mylpaal waar jy wil uitkom? En volgens dit moet 'n ou volatiliteit aanpas by 'n persoon se risikoprofiel indien nodig. So ek het weer gister het ek 'n voorbeeld gekry van 'n kliënt wat deur 'n baie prominente advieshuis geadviseer was wat byvoorbeeld 8% trek per jaar op sy lewende anniteit. Ja. Nou het daai adviseur vir hom 'n projeksie gebou om vir hom te wys, ja, maar wanneer is jou geld klaar? So nou, jy vra my 'n fooi om vir my te wys wanneer is my geld klaar. Ek is nie veronderstel om 'n gesprek met jou te hê as 'n adviseur as ek my sout werd. So ek is veronderstel om vir jou nou met jou te gaan sit, volatiliteit te bespreek, jou risikoprofiel te bespreek, aanpassings te maak sodat ons seker maak die kurf gaan nooit af nie. Hy bly ten minste net soos wat hy is en so hier en daar het hy dalk 'n spike wat hy byvoorbeeld sal opgaan. So volatiliteit korttermyn en langtermyn moet bespreek word in enige adviesmodel. En as jy dit nie aanspreek nie, dan is daar 'n tekort ook in jou portefeulje en dit kan na verliese lei. Ons het net 'n paar sekondes oor, maar dit kan ook 'n impak hê op iets soos inkomstebeleggings. Verseker, dit het die hoofimpak op inkomstebeleggings, want jy kan maar hoeveel voorbeelde gooi van 100-150% se groei op sekere aandele, volatiliteit gaan wel 'n rol speel. Ja, Thys, is altyd insiggewend om met jou te gesels en daarom is dit ook belangrik om by Everest 12 te gaan aanklop. Baie dankie. Dankie. Goed, nou bly net waar jy is, want net hierna gesels ek met die bekroonde aktrise Sandy Schulz. Dis beslis 'n gesprek om voor ingeskakel te bly en onthou ook baie belangrik, jy kan gerus 'n draai gaan maak op ons YouTube kanaal om weer na enige interessante, insiggewende en inspirerende gesprek te gaan kyk en luister. Ons is nou weer terug. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smullekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan.
soek na my valleys, ek wil dans op 'n Saterdag aand. Ek soek na Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. What seems to be the problem? Where do I even start? Here we go. It's all my fault again. Well, whose fault is it then? Am I supposed to do anything with you nagging my ears the whole time? Or maybe someone doesn't have the right tools to do the job. There's nothing wrong with my tools. Right, banging away all weekend. He couldn't even get it up. Have you considered getting a third party involved? Sometimes you need to call the professionals. From kitchens, closets to bars and bathrooms. Don't try and do it yourself. Universal Kitchens and Granite will help you get it up. Was out, but this has got me fully charged. Papa, what are you doing? Those are solar panels. Switching to solar can feel overwhelming. Voltex makes it simple, with a wide range of renewable energy solutions that will suit any household. I got power! I'll take your power! Voltex, your electrical connection. Sandy Schulz is 'n bekende aktrise, aanbieder en modeontwerper en bekend vir verskeie rolle. Nou ek onthou haar veral as Dr. Jennifer Adams in Binnelanders. Deesdae hou sy dinge interessant as Zelda Joubert in Diepe Waters, waarvoor sy vroeër vanjaar ook vir 'n silverskerm toekenning genomineer was. Ag, die lys gaan aan, maar sy kuier vanoggend hier by my en is vir my werklik 'n voorreg om met jou te kan gesels. Baie dankie. Dankie vir die uitnodiging. Nou Sandy, ek wil jou terugneem na 2008 toe. En ek het gisterand tot laat gesit en gaan kyk na die boodskappe wat ek vir jou gestuur het. Lekker gefangirl. En jy het toe vir my gesê dat ek my adres vir jou moet stuur, want jy gaan vir my 'n getekende Binnelanders poskaart stuur. Wat ek toe gedoen het, jy was so oulik om ook vir my te sê dat ek net eers toestemming by my ouers moet kry omdat dit gevaarlik kan wees. En toe stuur jy waaragtig vir my 'n poskaart, 'n getekende poskaart. Maar dit was my so spesiaal geweest. Ek onthou jy het geskryf: "Liewe Elsa, mense soos jy maak dit die moeite werd." En ek wil net weer eens uit my hart uit vir jou dankie sê, maar ek dink dit sê ook baie van jou as mens wat werklik daai interaksie ook beleef met jou aanhangers. Ag, baie dankie. Ek voel nou skoon bewoe, emosioneel, want ek onthou nie daai nie. Ek onthou Sarah and Dottie in haar drama klas en ek weet ons het op Facebook gepraat, maar ek het daarvan vergeet. Jy's reg, ons het die jaar daarna, ek dink dit was in 2009, want toe was ek in matriek, toe het ons uiteindelik ontmoet en dit was net so 'n groot oomblik geweest. So kom ons begin net eers by die feit dat jy drama gaan studeer het, nie waar nie? Ek was besig om te swat by UCT en my kerel het 'n vriendin van hoërskool gehad wat op dramaskool was. Ja. En toe vra hy vir my of ek na die eerstejaars se eksamen wil gaan kyk. Ek kyk so wat hierdie mense doen en ek dink, but I could do that. En hy het toe aangehou en gesê, go and audition. En uiteindelik die eendag toe is ek so mal en ek bel en ek maak 'n afspraak en ek het die audisie gaan doen en toe kom ek in. And the rest is history. And the rest is history. Wanneer jy mens kyk na Zelda in Diepe Waters,
hoe sou jy daai rol ook vergelyk? Want ek meen, soos ek nou gesê het, ek dink aan Dr. Jennifer Adams en dit was hierdie baie geliefde karakter. Zelda is 'n interessante karakter wat heeltyd besig is met 'n paar onderduimse dinge, as 'n mens dit so kan beskryf. Maar watter soort rol geniet jy die meeste? Ek dink dis maar die rol wat jy op die oomblik speel. Zelda was vir my nogal 'n uitdaging geweest, want ek het nog nooit iemand soos sy gespeel nie. Ja. Want die mense ken my as Jennifer Adams en ek was baie lief vir daai karakter geweest. En sy is ook die karakter wat my teruggebring het van Amerika af. Anders sou ek seker nou nog steeds daar gewees het. Ek dink dit is baie belangrik. You cannot judge your character. Anders gaan mense jou nooit glo nie. Sure. En sy is nogal 'n karakter wat 'n mens so 'n bietjie kan judge. Ek het baie vroeg besef, elke leuen wat Zelda vertel, het 'n greintjie waarheid daarin. En dit is hoe sy dit oortuigend kan vertel. Sy moet iets kan glo in daai leuen. Maar wat het dit vir jou beteken om genomineer te wees vir 'n toekenning ook vir daai spesifieke rol? Dis baie spesiaal. Kyk, daar's 'n J. Alfred Prufrock. Ja. Is 'n poem by T.S. Eliot. And Ja. It says, I am not Lord Hamlet, nor was meant to be just an attendant lord, meant to fill a scene or two. Dis hoe ek baie keer voel, want ek is soveel keer al genomineer en ek het nog nooit gewen nie. En dit is iets wat moet verander, dink ek persoonlik. Wel, dit sal nice wees. Ek het gehoop ek sal hierdie jaar wen, want my ma is so 'n paar maande gelede, so 2 maande gelede oorlede en ek wou graag op daai verhoog staan en my ma se naam noem. So ek sal nou, vanoggend sal ek sê, alles wat ek doen is vir Margaret Schultz. Daar sê. Iets wat nogal vir my uitstaan wanneer dit by jou kom, en ek hou jou dop daar op TikTok, maar is die feit dat jy so opstaan vir dinge wat reg is, en 'n kwessie soos rasisme ook, wat ek dink 'n baie groot probleem in die land is. Hoekom dink jy is dit so belangrik om jou sê te sê wanneer dit kom by so iets? Ek dink baie mense weet, ek is uit die land uit weg, omdat ek verkragt was. En I'm an incest survivor from 4 to 16. So toe ek teruggekom het in 2005, iets het net binne my gesê, you are not coming back to come and play a character. You are coming back to make a difference, to stand up and be counted. En dit is toe ek begin praat het oor my molestering. Dit is baie belangrik to give a voice to people who don't have one. En ek dink there are a lot of keyboard warriors wat 'n ding op sosiale media sal sê wat hulle nie voor jou, in jou gesig sal sê nie. Ja. En ek dink mense moet besef, ons is almal, we all just human. As iemand nie iets wat jy vir hulle oor kritiseer in 30 sekondes kan verander nie. Soos jou hare hang oor jou oë, haal dit uit. Of jy het lipstifie op jou tande, vee dit gou af. As jy dit nie binne 30 sekondes kan verander nie, hoekom sal jy vir iemand iets sê? Kyk, ek het nou hierdie storie vertel, want ek het daai TikTok gesien van Dominee Ferrencloete, waar iemand wel gesê het, hy kontak so en so, wat jou kan help gewig verloor. Kan sy dit in 30 sekondes verander? Nee. En hoekom sal jy 'n woord soos gebruik? Ek dink net mense dink nie aan wat woorde beteken nie en die impak wat hulle woorde op iemand anders gaan hê nie. So ek sal altyd wel opstaan vir mense wat nie hulle self kan verdedig nie. En ek sal altyd opstaan teen mense wat net bloot onbeskof wil wees. Ek raak emosioneel, want ek meen, dis dinge wat werklik seer maak, en ek dink dit is onnodig, en ek dink ons het meer mense soos jy nodig, wat ander mense ook kan verdedig, maar dit moet eintlik nie nodig wees nie. Dis eintlik waaroor dit vir my gaan. Jy het nou self verwys na die verkrachting, en ek wil graag vir 'n oomblik daarby stil staan, en ek weet dit is baie traumaties, maar
Ek weet nie hoe oorkom 'n mens so 'n gebeurtenis nie. Jy was 28 gewees. Wel, ek was eers 4 gewees. Tot die ouderdom van 16, waar ek deur my stiefpa gemolesteer is en hy het I guess he groomed me, want hy het seker gemaak dat ek niks sê nie. Deur te sê, as jy iets sê, gaan mense sê dis jou skuld. So ek het vir 12 jaar daai geheim gehou, tot ek eendag letterlik dit uitgewerk het. Ek het dit aangegaan en ek het dit gedoen. Hoe is dit moontlik dat ek die Lolita kon gewees het in my vuil huisklere besig om my huis skoon te maak? En ek het toe uitgewerk, dis nie my skuld nie, en uiteindelik vir my ma vertel. En ek dink net dit vat tyd. Ja. En jy moet daaroor praat. Because not talking about it, it's like a boil that festers. En oor daaroor te praat, it's like lancing the boil, sodat al daai gif kan uitkom. En hoe meer jy daaroor praat, en hoe meer dikwels, jy moet natuurlik iemand vind, iemand gaan soek wat jy kan vertrou, veral kinders, maar moet nooit toelaat dat iemand vir jou oortuig om 'n geheim te hou, wat nie joune is nie. Jy verwys na jou ma en ek is seker daarvan, jy mis haar elke liewe dag. As jy nog een ding vir haar kon sê, wat sou dit wees? I love you. And I miss you. En met daai in gedagte, as daar enigiets anders is wat jy kon verander, of kom ons sê as daar enigiets is wat jy kon verander of anders kon benader het in jou lewe oor die algemeen, wat sou dit wees? On a serious note, ek sou my ma meer dikwels gebel het. Want ironies genoeg, die aand voor sy haar stroke gehad het ek gedink, jy bel een keer 'n week. You know, time's running out. Jy gaan van nou af elke dag moet bel. Dus ek daai dag opstel en ek onthou wat ek die vorige aand gedink het en ek bel en sê, yes, antwoord sy die foon. It's like, oh, that's a nice way to greet. So now I'm getting ready to go to the doctor. Want sy was sick en ons chat toe vir 'n rukkie en ek sê, okay, give me a call when you get back from the doctor, let me know what he says. En toe ek my foon aansit, te lei dit, en dis my broer wat sê, Mom just had a stroke. I'm taking her to the hospital. So daai gesprek is die laaste gesprek wat ek met my ma gehad het. Want sy kon nooit weer daarna praat nie. Sy het nog vir 2 jaar gelewe. So ja, ek sal my ma meer dikwels gebel het. Ek waardeer dit dat jy vanoggend met my kom gesels het. Regtig, ek voel so emosioneel. Maar dankie vir dit wat jy doen. Dankie vir die bewusmaking wat jy skep oor baie belangrike kwessies. En ek hoop dat ek in die toekoms weer die voorreg sal hê om met jou te kan gesels. Ag, baie dankie. En ek moet sê, ek is verskriklik trots op jou, op daai matriekstudent. Kyk waar sit jy nou. Dankie, dit beteken vir my opreg baie. So wat 'n eystervrou, ek is seker daarvan, jy sal saam met my stem, maar jy kan ingeskakel bly. Ons is net hierna weer terug. Soos almal het almal waardes maar het jy al ooit die moeite gedoen om jou waardes bietjie neer te skryf? Man, ek gaan vanoggend met julle deel 6 waardes wat ek neergeskryf het. My eerste waarde wat ek neergeskryf het is natuurlik glo voordat jy bid.
natuurlik het die Here vir ons geloof gegee en hy verwag natuurlik dat ons moet vra in geloof, maar weer eens sê die woord ook vir ons, ja, vind eers die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. En ek dink dit is so mooi en so belangrik, maar jy moet die geloof hê voordat jy fisies bid. So voordat jy iets vra, glo daarin en dan vra jy vir die Here en dan sal dit ook so vir jou bygevoeg word. En dan nommer 2 wat ek bietjie neergeskryf het was, luister voor jy praat. 'n Dwaas praat baie vinnig en is geneig om baie vinnig ook te kan skinder, maar 'n wyse man sal natuurlik altyd eers luister en dan sal hy die inligting daarvan af vat en hy sal dan daarvan af sal hy praat. En ek dink ja, dit is soos goue appels op 'n skinkbord wat bedien word. En die woord sê vir ons ja, die Here is lief vir 'n wyse man en nie vir 'n dwaas nie. Maar as ons dan ook weer eens gaan kyk, verdien voordat jy spandeer. En dit is my derde waarde. So natuurlik as 'n mens gaan kyk, jy moet eers werk vir wat jy moet kry in die lewe. So met ander woorde, dit kan ook gesien word soos byvoorbeeld die muntstukke wat jy ontvang het in die lewe wat talent is. Gebruik jy jou talente of gaan begrawe jy dit? En natuurlik as jy bid byvoorbeeld vir 'n beter werk of vir dit of vir dat en jy wil basies weet meer verdien en jy verdien dalk meer, moet dit nie dadelik gaan spandeer nie. Gaan sit eers en praat eers met die Here en gaan begroot saam met die Here en doen jou finansies ook saam met die Here en ek dink dit is baie belangrik. En natuurlik die 4de ene wat ek neergeskryf is probeer en moenie opgee nie. Die Vader het ons natuurlik 'n gees gegee waar ons moet aanhou, ons moet deurdruk. Ons is nie bang nie. Want as jy byvoorbeeld ook verby 'n begrafplaas gaan loop, hoeveel mense se drome is daar begrawe? So gaan na en kyk wat jou drome is en gaan jaag dit na en sit dit by die Here se voete en vra vir hom, hierdie is my droom Vader en dit is wat ek wil doen. En dan gaan skryf jy daai besigheidsplan neer en jy nooi die Here in natuurlik jou raadsaal en bou dit saam met hom. En dan weer eens het ek ook gedink, ja, wat baie interessant is, gaan dink voordat jy skryf. Want as ons weer eens gaan kyk van vandag se tegnologie, is die tong is natuurlik 'n baie soms sterk swaard wat natuurlik gebruik kan word in die verkeerde manier, maar in vandag se tyd met sosiale media en natuurlik alles wat op aanlyn is, dink voordat jy skryf. En natuurlik gaan praat met 'n medegelowige as jy byvoorbeeld met 'n probleem sit. En natuurlik stuur dalk eers 'n boodskap na so 'n persoon toe voordat jy byvoorbeeld stuur aan 'n ander persoon. En dan laastens is lewe voor jy sterf. En natuurlik, dit is baie belangrik, hê die geloof van 'n kind en wees net lief vir die Here en leef en moenie laat die lewe jou leef nie. Geniet jou dag. You're watching Goeiemorgen, Good Morning. The Canadian singer-songwriter Jamie Fine is finally back in South Africa with her If This Is It tour. And she's back with a new song. We've been listening to Homesick and it is so good. Please welcome the one and only Jamie Fine. It's so nice for me to meet you in person because our last interview was a video call and here you are. I was back home in Canada, sitting at my desk, talking to you. Can I tell you, you feel like a friend. I think that's why people love you so much. Not only in your music that they relate to, but on social media, you feel like a friend. I try to be that way, and I that's what I want for people to feel when they're around me. I want to be people's like safe place, you know? No, you're amazing. So let me ask you, how's the wedding planning going? Because we've got less than 300 days. We're on about 200 days. You're counting down more than I am. Look. I thought I could like get away with when we got engaged, I was like, it's going to be fine. Like we're not going to be one of those couples that are stressed about wedding planning. Yes. We're one of those couples who are stressed about wedding planning. So we're doing the best we can. But honestly, we got the venue, we got the location, we got the videographer, photographer. We're checking off the list. Okay, that's great. Yeah. I work on Jacaranda FM, a radio station you know very well because of your friendship with Martin Bester. Yes. And when we play your songs, people just love it. They absolutely love it. So how does it feel for you at the moment to be back in the country that shows you so much love? I'm just very emotional. I'm an emotional human being as is. We played the Joe Berg show a couple nights ago. And this is the second year in a row that they've given me my made it moment, feeling like I've made it, regardless of what happens after this. I owe a lot to this country in a really beautiful way. I get like proud when I'm here. And when I go home, everyone's like, how was South Africa? They get so jealous because of how much I love it here. And it's our third year touring, right? So it feels like home when I'm here. What is it about this country that you love so much? I keep saying to everybody, you can be in a Woolies and turn around and,
Beth will be standing in line and you can just chat up a conversation and like they're not like, why are you talking to me? Like it's like a genuine conversation. And that reminds me of back home in Canada. It's like that where you can strike up conversations with anybody and everybody's warm to talk to. And that's when you're on tour, it can be quite lonely. And so being surrounded by people that make you feel warm and cozy and comforted, that's very rare. And South Africa, everywhere we've gone to, every province we've been to, that has that in common. Why do you think your music has resonated so much with South Africans? You know what? You might have to tell me why. I honestly, for something like If Anything's Left, it sounds egotistical of me to say because initially right off the bat I was going to say, I think South Africans just like really good music. And then I realized that I'm telling myself that I have really good music. But, I think that what you guys do is you show up for things that make you feel something, whether that's what people, would think is a negative emotion, which I don't think feeling sad or angry is necessarily negative. That's real. It's a human experience. I make music that makes people feel something, or at least that's my goal. And I think South Africans are very emotional in the most beautiful way, where you guys feel your feelings and you're not afraid to feel your feelings. And I think that's the most powerful thing that we can have. And I make music that does that. And when I am on stage singing, 1 minute I'll be singing an exciting song, the next we'll be crying, and we feel it all together at the same time. Yeah. What can people expect from this If This Is It tour? I think energy. We bring a lot of energy to the stage. We like connecting. Our shows are kind of half comedy show, half talk show, or a third comedy show, third talk show, third music, and only a third music. We like interacting with the crowd and bonding with the people that were beautiful enough to buy a ticket to this show, right? That's no small thing, and it means a lot to us. And so we want to bond with them and talk to them, especially because I don't get to see them often. I get to see them once a year if we're lucky. So energy and just like enthusiasm is what we try to bring. Is your songwriting process any different now to how it was when you started? I have vowed to myself that I will never put barriers in front of how I write music because everyone's so different. And I think that not just in the creative process, but in a lot of ways we owe each other, bending and being malleable. And so I try not to limit myself. I don't think it's changed at all. I've just actually grown more and learned from more people, which makes my creative process, if anything, more exciting to me. Yeah. Jamie, you're busy with so much stuff, and I know this is probably a massively loaded question, but what's next for you? Every day is very important to me. And I try to end every day feeling like I did something that I'm proud of, or help somebody that I needed to, or write something that I needed to. Just more music. And I want to enjoy this tour and remember, where I'm at right now. This has been a really beautiful year for us, and with that comes a lot of overwhelming feelings. And I'm trying to kind of just process what that means to me and learn from it and take it into next year. Jamie, such an absolute pleasure to have you on Goeiemorgen, Good Morning today. You are a superstar, but you also feel like you're my best friend. Oh, let's freaking go, baby. We're Brying after this, y'all. Remember, tickets for Jamie Fine's If This Is It tour are available on Quicket, so you can book now to avoid any disappointment for the last 2 shows. Nou ja, Rosanne en Jamie se volle onderhoud sal later vandag beskikbaar wees op ons YouTube-kanaal. Volgende raak dinge lekker wild. Ek gesels nou met Anton Lotter, mede-eienaar van Croc City. Anton, baie welkom en goeiemôre. Baie dankie man. Net so in kort, wie's julle? Ons is Croc City, ek en my vrou het so 20 jaar terug Croc City begin. So ons is 'n krokodil en reptielplaas of 'n park en ons kry besoekers wat kon krokodille en slange en alles kon kyk en kon vashou. Dit antwoord my vraag, wat se diere het julle daar? Net die koudbloediges? Ons probeer die koudbloedige goetertjies doen. Ons wil mense 'n bietjie leer van die krokodille en die slange en dat hulle vrese oorkom oor die diere. Hoekom dink jy is dit belangrik, nie net vir mense nie, maar ook om met jou skoolkinders byvoorbeeld, die weet dat hulle die parke soos dit besoek? So die ding is, die kinders is gewoonlik nie bang vir goeters nie, maar die ouers sê vir hulle, luister, hierdie goed is gevaarlik. Pas op vir dit. Presies. En ons probeer nou, as ons vir hulle slange en die krokodille en die goeters wys, en sê, luister, hierdie goed is eintlik nie so sleg, en hulle het hulle eie plek in die natuur. So as die kinders die goed vat of dit sien, dan hopelik sal hulle eendag die diere beskerm en hulle habitat ook beskerm. Ek is nou nogal redelik kalm met hierdie diere wat ons hier het vandag. Wat 'n ou skilpaadjie is hierdie nou? Okay, daai is 'n klein bergskilpaadjie, hy is so 6 maande oud.
So dis 'n ou babietjie. Maar hy's woelig hierdie een. Hy het definitief die hasie en die skilpadreis gewen. Definitief. En hulle is maar koudbloedig, so as dit nou 'n warm dag is, dan gaan hy meer rondloop. Ja. Maar die ding is, mens kan hom nie net aanhou as 'n troeteldier. Die ouetjies word tussen 80 en 100 jaar oud. Hulle word soos 2 sokkerballe, so hulle word groot. So dis nou nie die beste troeteldier om aan te hou nie. En hierdie ouetjie wat hierso lê, hy sou ook eerder op 'n warm steen wou lê as die koue tafel, maar die oogies is daarom toe, so hy's kalm. Is daarom 'n bietjie so halfpad wakker. Dis noem hierdie 'n Savannah Monitor. So ons kry al in die noordelike gedeeltes van Suid-Afrika. Baie vriendelik ook. En dis ook 'n ding wat mense vir mense kan wys en wat hulle aan dit vat en so. Kom die tongetjie nou. Ja, so hulle ruik met hulle tonge. So dis hoe hy ruik, né? En wat sal hy tipies eet? Wat sal sy dieet wees? Enigiets van insekte, goggatjies, klein voeltjies, eiers en dis hoekom die tong so lekker lank is, so hy kan met die bome opklim en die eiertjies gaan eet. Maar ek weet jy het nog 'n gevleelde vriend of twee saamgebring terwyl jy vir die klein krokodilletjie of iets daardie kas het wil. Ek weet nie waarmee jy ons volgende gaan surprise nie. Kan jy sommer net so vir my in dieselfde asem sê, jy weet, waar is Croc City? Goed, ons is so tussen Fourways en Lanseria geleë. Soos letterlik 20 minute se ry van die middel van Johannesburg en die middel van Pretoria ook. Ons is lekker naby. En oop elke dag. Heeltyd van die week. Naweek is seker lekker besig. Lekker besig. So ons is oop 7 dae 'n week van 9 tot 5:30. Ons het reptiel interaksie, begeleide toere elke halfuur. Naweke voer ons die krokodille so 1 uur se kant. So dis ook nogal lekker dat die mense dit kom kyk. So as ek kwaad is vir die buurvrou of die buurman, dan nooi ek hulle vir 'n uitstap. So ons het dit en ons het 'n restaurant en ons het 'n foofie slide of 'n zipline oor die krokodille. So mens kan 'n hele familie outing maak daar. So Ross, jy het nou lekker gesels met Jamie ook. Sal jy nie net bietjie nader staan nie, want ek weet hier's nog 'n paar gevleelde, nie gevleelde nie. Gevleelde. Hy gaan nou nie vandag vir Elsa 'n duifie of 'n voeltjie kan bring nie. Hier's 'n krokodilletjie. Ek en Anton Dan druk jy net jou vingers 'n bietjie voor. kom eintlik al 'n lang pad saam. Hy het presies 'n foto van my wat staan met so enetjie op nog 'n TV-program 10 jaar terug. Ek het so erg gehad. Dit is ongelooflik. Kyk hoe oulik is hierdie dingetjie. Anton, en is so lekker om te hoor dat julle al so lank aan die gang is, né? Dat daar soveel belangstelling is en dat mense, wat is die reaksie as mense nou daar ingekom het met al hierdie verwagtinge en vrese en daar uitstap en beter voel oor die diere seker? Sien Pieter, dis daai, ek dink is die TV baie keer ook in die flieks wat die mense bang maak. As jy dink Anaconda en die goed gaan so groot word en maar as jy eintlik gaan sien oor die diere, hulle is nie daar om mense te eet nie. Hulle het 'n spesifieke doel in die ekosisteem. So krokodille is daar om die visse te eet en die populasie in plek te hou. Hierdie ouetjies eet die sade en die goeters en so hierdie ouetjies eet nou weer al die insekte. En dan natuurlik een van my gunstelinge, jy het sekerlik 'n slang saamgebring. Ek het. So sal jy die slang asseblief vir ons uithaal voor die tyd uithardloop, maar jy gaan nie vir my vra om die slang vas te hou nie. Ek is op right mee skop. Ek sal hom aan. Daar sê Ross, ek gaan jy daai ouetjie vas. Ek hou hierdie ouetjie vas. Jy kan daai bære. Ross, ek het nie gedink jy het. Ek is nogal 'n ou wat redelik skugter is vir hierdie ding. Ek is nogal verbaas Pieter, want jy's so lekker sport. Soos daai. Kyk vir Britney Spears. Oh my. Hi. Sy koppie. Hallo. Dis presies dit wat jy sê. Ek kan verstaan hoekom dit 'n ou die vrees verstaan. Is hierdie. Maar dis julle idee, Pieter, ons kry daar die oumas wat so intoe kom wat hulle hele lewe bang was vir die diere. En dan kom hulle daar en dan vat hulle en dan sê hulle weet nie hoekom hulle eintlik bang was nie. So dis daai vrees wat ons mee groot word en jy wil dit vir die mense leer. Sê luister, as jy 'n slang sien in die natuur, los hulle uit. Hulle is daar vir 'n sekere doel. Ja. My kop is die hele tyd reg met hoe die ouetjie uitbring. Dis jy moes vertuis gesien het op sy pad uit hierso. Wat is dit daai? Anton, waar kan mense julle in die hande kry net vir ons klaar maak? So ons kan kyk op ons webwerf, ons webtuiste www.croccity.co.za en op Facebook, so dan is dit maklikste om ons in die hande te kry. Gaan 'n uitstapie reël, Ross. Ek gaan 'n uitstapie reël. Dit wil ek definitief. En kom doen die zipline oor die krokodille, Pieter. Ja, die zipline. Dit is baie cool. En dis regtig 'n opvoedkundige uitstapie vir die familie. Ons het ons gesin al so intoe gevat en dit is regtig pret. So ek hoop as julle iets so kombinasie doen, kom sê hallo vir hierdie meneertjie. Ek is baie kalmer aan die kant. Maar okay, daai meneertjie is 'n baie mooi slang, hoor. Ek moet sê, hy het al 'n stewige lyf aan hom. Okay, ek weet nie waar om te kyk nie. Kom ons kyk maar net daar. Jy moet nêrens hier gaan nie, want net hierna gesels Elsa met die skrywer Wiekie de Beer oor haar nuwe resepteboek wat spesifiek saamgestel is vir kinders. Maar ek bly by die ouetjie. Lekker.
We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any how. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Ready to ride into the future? Let's roll into a world of fun, adventure and innovation with your trusted partner iGlide. Discover the thrill of electric mobility. Whether you're cruising down the streets or powering up playtime, we've got the perfect ride for every adventure. We offer a variety for young and old with top-class after-service. Why wait to experience the ride of your life? Visit us at iglide.co.za and power up your adventure. Your perfect ride is just one click away. For almost a century, Stiebel Ultron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Ultron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover and maintenance. Stiebel Ultron, comfort through technology. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. Welkom terug. Kombuistaal is 'n nuwe resepteboek deur Wiki de Beer wat vir kinders die woordeskat en vaardighede leer om van jongs af te verstaan hoe om kos te kies wat gesond en heilsaam is. Boonop is die boek 'n lekker leesboek propvol nuwe gedigte deur Antjie Krog. Ek gesels nou met Wiki regstreeks vanuit Amsterdam. Wiki, baie welkom by Goeiemôre, good morning. Baie dankie. Goed, wat het jou geïnspireer om 'n kookboek of 'n resepteboek vir kinders te skryf? Ek het gedink dit is belangrik om met die kinders self te begin, oor gesels oor gesonde kos. Daar is soveel gerasel buite van wat is nou regtig gesond. En een week hoor ons moet eiers eet en die volgende een moet ons dit nie eet nie. Dan is botter sleg, dan is botter goed. So vir my was dit belangrik om vir die kinders self te sê, hierdie is wat regtig goed is vir jou lyfie en dit dan op 'n lekker maklik leesbare manier uit te beeld. En ek moet vir jou sê, ek het so 'n bietjie deur hierdie boek geblaai en dit is werklik vir my oulik en dis kleurvol en ek dink dit maak dit net baie makliker vir kinders ook om deur die boek te werk. Maar hoe help Kombuistaal kinders om gesonde koskeuses so 'n bietjie beter te verstaan? Ja, so in die eerste plek is dit baie visueel. Ons het byvoorbeeld 'n hele bladsy toegewy net aan die verskillende gesonde kosse. Ons sê eet die reënboog en hoekom is dit belangrik? Sodat hulle dit maklik kan erken. En dan is daar net ook verskriklike maklike resepte. So die
die hele doel was om dit baie maklik te maak, maar alles het gesonde bestanddele in en het nie die slegte bestanddele in nie. En dan het ons ook by elke hoofstuk 'n afdeling waar ons praat van die vieslike 5. Dit is 'n lys om te sê wat regtig sleg is vir jou lyf, wat jou energie steel, wat jou siek maak, geprosesseerde kosse, jy weet baie suiker, sulke dinge. En aan die ander kant het ons die fantastiese 5, dit wat jy kan eet om jou lyf sterk te maak, vir jou energie te gee en jou immuunstelsel te beskerm. Watter resepte in hierdie boek is jou gunstelinge? Almal van hierdie resepte maak ons al regtig jare. My seun Luca is as tipe 1 diabetes gediagnoseer toe hy 8 jaar oud was. So ons as gesin eet nou al byna amper 10 jaar 'n lae-koolhidraat dieet. So baie van dit is ons staatmakers. Maar as ek iets moet uitwys, daar's 'n klein roerbroodjie in die boek wat regtig maklik is om te maak. Dis 'n lae-koolhidraat broodjie, maar dis regtig lekker en ek weet kinders en ouers sukkel baie met kosblikke en wat om in die kosblikke te pak. So dit was vir my belangrik om 'n maklike broodjie in te sluit in die boek. Nou jy het nou na jou kind verwys in julle persoonlike storie, maar hoe help hierdie boek volwassenes om ook hulle kinders te help dan nou om gesond te leef? Dit is die basiese gesondheidsbeginsels is so belangrik. Dit is nie net vir kinders nie, dis ook vir gesinne. En ek dink dis belangrik dat ma's en pa's, of ek noem hulle die groot mense, want gesinne is mos deesdae nie meer net gewoon nie, dit is enige iemand. So ek dink dit is belangrike beginsels vir almal en dan is daar ook op elke hoofbladsy van elke hoofstuk 'n QR-kode wat mense kan inscan om verdere leesstof te sien, meer op 'n volwasse manier geskryf en dan ook nog die skakels na mediese navorsing wat bewys wat ons sê in hierdie bladsye. Hoekom sê ons dit is gesond of ongesond, hierdie verskillende kosse. So ons probeer die ouers te betrek vir hulle meer inligting gee en dan om dit so maklik moontlik vir die kinders voor te sit. En Vicky, nou moet ek vir jou vra, hoe het dit gebeur dat Antjie Krog betrokke geraak het? Ja, dit is nogal 'n wonderwerk dat Antjie Krog betrokke geraak het by 'n kinderkookboek. Antjie was so 2 jaar gelede hier in Nederland by ons aan huis. Ons het 'n aandfunksie gehou waar sy haar bosvetjie boeke voorgeles het. En sy het sommer oorgeslaap by ons omdat dit so laat aand was en ons het net verskriklik lekker gesels. Antjie was op pad na Londen na haar kleinkinders en ons het gesels oor gesonde kos en die uitdagings wat jong ouers of nuwe ouers het om hulle kinders te leer van gesonde kos. En ja, sy was bereid om deel te wees van die boek, so dit was vir ons wonderlik. Jy weet, so die kookkos is nou een deel daarvan, of kom ons stel dit nou maar so, die kos is een deel daarvan. Maar dan kombineer 'n mens dit nou met letterkunde ook. En ek dink dit is wat vir my uitstaan, toe ek hierdie boek vir die eerste keer ook in my hand vasgehou het, of in my hande vasgehou het. Ons gaan môre ook so 'n bietjie meer uitbrei oor hierdie spesifieke boek. Maar ek moet vir jou sê, dit is vir my regtig, ek dink dit is wat die kombinasie so fenomenaal maak, want tog lewer julle dan nou tot, of in so 'n mate ook 'n bydrae tot Afrikaans. Ja, dis hoe ons leer. Kinders leer so, jy weet, deur klank, deur herhaling, deur rympies. Dit is 'n baie kragtige vorm van leer en dan ook dan nog die visuele kant. So ek dink regtig hierdie gaan kinders se sintuie op soveel maniere aanspreek en ek hoop dat dit vir gesinne regtig baie gaan beteken want op die ou end is ons gesondheid afhanklik daarvan dat ons weer begin kook. En om saam te kook met jou kind is een van die beste maniere om hulle te leer van gesonde kos. Ek dink dis 'n baie oulike inisiatief. Waar kan ons hierdie boek in die hande kry? Dit is by meeste boekwinkels, groot boekwinkels en dan ook aanlyn by Takealot, Loot, by Graffiti Books, so dis regtig oral beskikbaar en dit is nog vroeg genoeg vir Kersgeskenke. Absoluut. Vicky, baie dankie vir jou bydrae vanoggend. En ja, jy sal dan môre ook moet inskakel want ons gaan juis op hierdie spesifieke boek fokus in ons boekinsetsel. En dan kan jy ook 'n kans staan om met hierdie boek weg te loop as jy deelneem aan ons kykerskompetisie. Intussen kan jy ingeskakel bly, want net hierna is Vrede hier om te sorg vir 'n bietjie musiek en wel ja, hopelik vrede ook. Jy's ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Maak ook seker jy gaan volg ons op alle sosiale media platforms. Bly net waar jy is.
Ons is net hierna weer terug. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis wifi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfskilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Hallo my skat, ek dink ek kom kyk hoe lyk die nuwe plek. Ai, oumie, sit so lank, ek maak gou vir ons tee. Waar? By Lottersbaai glo ons dat almal verdien om tuis in hul huis te voel. Met 15 winkels landwyd bied ons 'n wye verskeidenheid kwaliteit dennehoutmeubels. En ons reeks rouhoutmeubels laat jou toe om jou eie stempel af te druk. Die tee is reg, liewe Denne. Lottersbaai, ons is denners goed. Dis die glimlach wat bly, gaan hulle weg. Leef verliefde steeds voort, want die liefde ontferm, gedei soos dit hoort. Wanneer 'n geliefde heen gaan, behou ons nog altyd die liefde. Afbob, ons is hier vir jou. Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Ons luister nou na Vrede met hulle splinternuwe enkelsnit, Sy weet. Is laat nag. Jy sê lag want ons sit met reels. Is te maklik. Ons vergeet soms ons het te veel. Maar sy weet, dis 'n lang pad. Maar my deure staan nog. En die wind sal ons seile knoop. Ek kan in jou verdwyn. Nou sien
lewens net kunsmatig, vryheid gebind met geld, gedagtes word te hastig, verwagting om als te meet en sy weet, dis 'n lang pad, maar my deure staan oop. En die wind sal ons seile knoop, ek kan in jou oë verdwyn. Ons almal asem, te bang om alleen te wees, die waarheid hang soos wasem, die waarheid kom altyd uit en sy weet, dis 'n lang pad, maar my deure staan oop. En die wind sal ons seile knoop, kan ons in die daglig skyn. So, julle, François, Storm, ek is die grootste fangirl van Vrede. Ek is so mal oor julle musiek en hoe julle liedjies skryf en dit is my ongelooflik. Ek het gedog Tevrede is my favourite, maar nou kan ek nie wag nie. Wanneer kom hierdie liedjie uit? Sy weet. Hierdie Vrydag. Ons is baie opgewonde. Ek net so. So sy weet is geskryf vir 'n spesiale dame genaamd Tess. Vertel vir ons meer oor die inspirasie agter die liedjie. Ja, Tess is die liefde van my lewe en ek is baie gelukkig om die pad saam met haar te stap en ja, dit is maar net 'n liedjie om te verduidelik dat my deure is altyd oop. Dis moeilik partykeer met stres en die lewe en AI en whatever the flip gaan nou aan. Maar dis maar net 'n boodskap vir Ja, dis iets uit die hart uit en dit kom so mooi oor in die woorde en die melodie. So hierdie liedjie is eintlik deel van 'n album wat julle blykbaar in die volgende paar maande gaan bekendstel. Ek wil hom pre-order op asseblief sommer nou. So, hy sal beskikbaar wees om die volle album te pre-order op Apple Music vanaf Vrydag en ons sal ook 'n pre-save link vir alle ander platforms hê. Maar ons is baie opgewonde om ons eerste vollengte album van 8 liedjies uit te reik en die album se naam is Huis Toe. So sy weet is die eerste enkelsnit wat opbou na die volle album en ons gaan so 3 liedjies uitbring voor volgende jaar die 1 Mei en dan gaan die vollengte album beskikbaar wees. So ons is ongelooflik opgewonde. Ons werk al lank na hierdie doel om 'n vollengte album te kan uitbring en ons kuns daar buite te sit en ons voel werklik ons het ons klank gevind. Ek het nou ook gehoor julle gaan 'n remix uitbring van Tevrede. Hoe dit aan die lig gekom? Wel nie ons nie. Ons is nou nie juist DJs of producers nie, maar ons werk met die ouens van Afrikaans wil dans met Elster. Ja. Is 'n ongelooflike producer en DJ en hy was maar net interested om Tevrede bietjie te verander. Ons is baie happy hoe Tevrede gedoen het en hoe die mense dit geniet het en toe hy vir ons kom sê luister, hy het eintlik vir ons die song gespeel wat hy klaar geremix het en ek is nou nie 'n groot fan van die doef met sulke goed nie, maar ek was baie impressed. So ek is excited vir die mense om dit te hoor. Ek is net so opgewonde, ek dink daai ander rigting gaan vir julle soveel ander deure oopmaak. François, Storm, julle is my favorites, regtig. En ek sê dit vir julle nou op kamera, hulle is my favorites. Dankie dat julle vanoggend so vroeg by ons aangesluit het. Dis altyd lekker om vir Vrede op Goeiemôre, Good Morning te hê. Julle is great. Dit is vir ons 'n voorreg. Baie dankie. Dit nou vir Woensdag se episode van Goeiemôre, Good Morning. Ons is môreoggend terug regstreeks om 6:00 met ons 100ste
episode. So maak seker jy skakel in vir al die verrassings en al die vieringe môre op Goeiemôre Good Morning. Ons sien julle môre. Gaan volg ons op sosiale media en bly ingelig oor wat aangaan. Totsiens. Sukkel jy met vet? Tenace het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Tenace top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Tenace bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Tenace all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Tenace se stresvet nodig. Tenace werk regtig. SMS jou naam na 44021. Now is the time to build. With a partner who is brave, committed, and hungry to help you. Who thinks boldly and differently, leads with understanding, Guided by a team of exceptional minds, displays the highest technical excellence, for whom flawless delivery is personal, and acts with total independence. Now is the time to build a lasting relationship with Bravura. To excel, to conquer that new plateau. To live, innovate, and succeed.